Okay. Ja, wat so ongelooflike. Die skrif wat Michelle vir ons gelees het, is letterlik die beste preek van alle tye. Dis die preek wat Jesus gepreek het, Matteus 6, 7 en 8, daai gedeeltes 5, 6, 7 en 8. 5, 6 en 7. En dit is die bergpredikasie van Jesus. So as daar 'n preek is waarna jy wil luister, is gaan lees Jesus se preek. Matteus, die bergpredikasie, 5, 6, 7. Ongelooflike boodskap. Nou, weet jy of jy onthou nie? Dis minder vandag. Maar toe ek 'n kind was, dan het ons gaan kuier. Pa laai die kinders in die kar, dan gaan kuier ons by mense, en dan het ons baie keer gaan kuier by sy sissies, tannies of ooms en oupas, en ons het een keer gaan kuier ons by, en dis al die huise is altyd dieselfde, ons gaan kuier een keer by my niggie se huis, en dis haar ouma se huis, my niggie bly by haar ouma, ons kuier, en jy stap in die huis, en het jy dit al ervaar, jy stap in die huis, en dan is dit 'n visuele oorstimulasie. Jy was daar, jy was al daar na huis, okay, ek hoop jy is jou huis nie. Okay, jy stap in hierdie huis en wat jy sien, eerstens ruik jy 'n volksvreemde ding wat op die stoof staan en prit. As jy kom bys en kom, dan lyk dit hulle stal alles uit wat hulle besit. Het jy dit al gesien? Stal alles uit wat hulle besit. Op die kast is al die leeblikke van altyd. Hulle wil net wys, ons het al een keer kos gehad. Ek het een keer meel gekoop in 'n blik. Ja, my Pronitro was ook in 'n blik, en my pastousties was in 'n blik, en al hierdie blikke, my spaghetti was in 'n blik, en hierdie blikke is uitgestal, so, is besig, ja, jy kom aan en is baie besig, en dan stap jy in die sitkamer in, en die huis is vol liefde, maar hy is ook vol goed, dan is daar 'n ding, wanneer ons het julle ingesien, mens noem dit 'n showcase, kom on, wees eerlik, weet 'n showcase, steek op, Zelmerie, ja, en hierdie showcase kry jy nou, die onderste rakke is nou vir die teestel. Vir die van julle wat nie weet nie, Milei is showcase. Is 'n glaskas, wat jy alles wat jy nie gebruik nie, maar jy wil dit nie weggooi nie, in bære. Vir ander mense om te sien jy het dit. En 'n showcase is dit, né? Dis waar jy by jou skoonma geskenkie gekry het, jy gaan hom nooit gebruik nie, mense sit op die showcase, want as hy dank, hy's 'n ereplek. 'n ereplek. Julle wil nie weet wat so 'n showcase is nie. Daar's glaswinkies, daar's dwergies met rooi neuse agter in die hoeke, dan is Boeta en Sissa se skoene in koper gedoop, ek weet nie wat is dit nie, julle weet waarvan ek praat, dis hier binne, julle, en dan's oupa Gooitjie se tand wat hy getrek het, en 'n kussie daar agter in die hoek, dis 'n storie, ons kinders staan en kyk ons na hierdie goed, nou, wat gaan hier aan? En dan het jy al ooit gehoord van die woord kachelkakkies. Op die kachel, se mantel, is daar goed wat jy nie weet bestaan nie. Want weet jy wat, dit is baie belangrik dat jy moet weet hulle het dit. Ons het goed. In die era waarin ons leef, en ek het al baie by julle gekyk, ek was nog nie so huis weer nie. Maar in waar ons vandag leef, is daar 'n sterk woord, en die woord wat ons het, is less is more. Less is more. En ek hou van dit. Ons is in die begin van afsondering op pad na Paasfees toe. En ek wil vandag ons aandag trek op hierdie een tema. Hoe kan ons weer beweeg van chaos, geraas, de mekaar, na eenvoud. Want baie keer is ons lewens, ons gedagtes, ons gees, ons hart, ons lewens vol soos 'n showcase. Hy's propvol en nie alles is bruikbaar nie. Maar alles moet afgestop word, alles moet onderhou word, en alles moet 'n ereplek en die regte plek in jou lewe inpas. Maar hoe sal dit lyk as ons lewe so 'n bietjie detox? En ons gaan na 'n pragtige woord toe. Ons gaan na 'n Engelse woord, dit is so mooi. We move from clutter to simplicity. This is just for you. Okay. This whole sermon is going well. Move from clutter. Hy verstaan mooi. To simplicity. Daar is 'n geestelike dissipline wat die ou kerkvaders nog altyd baie hoog geag het. Baie hoog geag het. Simplicity. Hoe kry jy goed weer eenvoudig in jou lewe, dat dit sin maak? Eenvoud. Mag ek jou voorstel, dat ek dink in hierdie tyd van afsondering,
wil ek jou uitnooi om bietjie te beweeg na eenvoud. Het is maklik om onsself in te dink, hoe lyk ons lewens met absolute geraas om ons. Mense, geraas is oral. Alles probeer jou aandag vind. Ons is heeltyd besig om te kompenteer, wat wil ons in ons gedagtes voor tyd gee. As dit nie die nuus is, hoeveel oproepe het jy al hierdie week gekry, wat jy is 'n selfoonnommer, jy tel hom op en dan praat 'n masjien met jou. Almal soek 'n stukkie van die prime property in jou gedagtes. Jou hart en jou gees. Almal soek 'n stukkie van jou ore, 'n stukkie van jou oë, hulle wil vir jou iets wys, hulle wil vir jou iets sê, en raai wat, almal wat vir jou iets wil wys of vir jou iets wil sê, het 'n droom vir jou lewe. As jy nou hierdie foon bestel, gaan jou lewe anders wees. En weet julle wat? Ons maak soms ons deure oop, en ons vul ons showcase met 'n ongelooflike klomp goed. Ons gedagtes is de mekaar, ons skedules is de mekaar, ons inbox is de mekaar, ons kaste is de mekaar, ons motorreis is de mekaar. Sorry Anton. Hy weet waarvan ek praat. Ons politiek is de mekaar, ons wêreld is de mekaar. En weet jy wat is die ergste van alles? In hierdie de mekaar plek raak ons geestelike wêreld de mekaar, en raai wat, in hierdie de mekaarheid mis ons God. Mis ons God. Ek het hierdie idee. Die gevolge daarvan is dramaties. Hierdie besige lewe, hierdie volskedule is dramaties. Ons verloor rigting. Die rigting wat eintlik ons heen moet beweeg. Ons mis ons lewensdoel. Ons sukkel om te besluit, wat is die belangrikste, waaraan moet ek aandag gee? En ek sukkel om prioriteit te kry. Van wat is goed, wat regtig, wat moet in my showcase wees? My gedagtes is vir my soos prime real estate. My gedagtes is prime real estate. En ek vind my, dat my real estate en my gedagtes, die grond, die prysgrondgebied in my gedagtes is opgeneem met 1000 klein goedjies. Hierdie jaar het ek vir myself 'n uitdaging gegee, en ek probeer om hierdie spasies in my brein, daai real estate terug te koop, sodat wanneer ek my oë toemaak, daar stilte en kalmte in my siel kom. Het jy al jou oë toegemaak en probeer stil bly voor die Here, maar jou kop raas oor al die verantwoordelikhede, oor alles wat jy vandag wil doen, oor alles wat jy nog moet kry, wie jy almal moet tevrede stel? Dit is ongelooflik. Maar kom ons luister weer na Jesus se uitnodiging vandag. En Jesus se uitnodiging wil ek voorstel, hy roep ons van klatter na simplicity. Luister sy woorde. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dis nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Hoe doen ons dit? Hoe beweeg ons in hierdie tyd van klatter na simplicity? Punt nommer 1. Ons beweeg na eenvoud, deur ons showcase leeg te maak en God primêr in die showcase te sit. Die Bybel sê, maak God jou nommer 1. En hy sê, jy kwel, want ons kwel. Jy worry oor môre, jy worry oor kinders, jy worry oor dit, jy worry oor dit. Jou gedagtes is vol van dit en van dit. God sê, skuif geraai goeders uit jou showcase uit. En dan vat jy vir my en dan sit jy hom daaraan en kyk of hierdie ander goeders nie in plek geval nie. So nou klink dit vir my, I am only there to please the crowd of one. That is God. Ek plaas vir God op baie absolute ereplek in my lewe. Ons word uitgedaag om die rigting van ons harte aan te pas. Ons word uitgedaag om ons interne kompas weer te herkalibreer, sodat hy weet waar is ware noord. Ons kompasse is haywire. Ons integreer weer ons kompas. Jesus daag uit om ons prioriteite in heroorweging te neem en ons fokus totaal en al op hom te fokus.
Kom ons plaas hom weer eerste. Kom ons plaas die God wat die wêreld geskep het. Eerste. Kom ons plaas die God wat vir my en jou in bestaan, in lief gehad het. Weet jy hoe jy in hierdie wêreld ingekom? Die God se liefde. Kom ons maak mense na ons beeld. En God lief jou in hierdie wêreld. Plaas hom weer eerste. Plaas die God eerste wat die hemel en die aarde afweeg in die palms van sy hand. Plaas God eerste wat jou beter ken as wat enige iemand jou ken. Plaas God eerste wat jou naam ken, lank voor jou ma en pa geweet het wat jou naam is. Sit daai God weer eerste. Sit die God eerste wat mens geword het en sy lewe vir jou gegee het. Kom ons sit hom weer eerste. 'n Tweede gedagte, ons plaas God eerste, maar 'n tweede groot gedagte, hoe beweeg ons van geraas na eenvoud? Ons sit mense weer voor dinge. Ek verduidelik. God kom hier so in Matteus 6 vers 33, hy sê, maar soek eers die koninkryk van God, en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygewoord. En wie se geregtigheid? En God se geregtigheid. Wat is geregtigheid? Geregtigheid is righteousness. Nou, vir die Israeliete was righteousness uiters belangrik, en sonder righteousness sou hulle nie kon leef en bestaan nie, want righteousness is wat? Righteousness, Milay, maak 'n nota. Dit is baie so oulik, sy sit en maak notas. Ek moet eintlik die goed wat ek vir haar wil sê, moet sy na kamer doen in die preek is, en dan gaan sy notas maak daaroor. Righteousness is jou kamer is netjies, jou klere is opgevou, en jy bring vir pappa koeldrankies as dit warm is, okay. Righteousness is to be in right standing before God. To be in right standing before God. Dit beteken, dinge tussen my en God is reg, en ek kan voor hom staan sonder skuld, en ek kan voor God staan sonder om vrees te hê dat ek vernietig word. En as ek voor God kan staan sonder skuld, kan God my ook saam met hom vat na die lewe en die ewige lewe. So as ek nie geregtigheid het, dit beteken ek's nie reg voor God nie. En hoe die Israeliete gedink gaan hulle geregtigheid kry? Hulle het gedink geregtigheid kom, en dit was waar, deur 613 wette te onderhou. Nou wil ek jou vra, hoeveel geraas is dit? 613 wette. Jy mag nie in water trap waar 'n dier getrap het, dan moet jy jou eers weer gaan was. Jy mag nie meer as 2 myl loop op 'n Sondag nie, want anderste werk jy op 'n Sondag. Jy's besig om water te kyk, jy tel jou tree, jy wil nie te veel sweet nie, want nou is dit ook werk. Jy's besig want jy 'n fout maak, as jy 'n fout maak, dan mis jy jou geregtigheid. Hoeveel geraas is dit nie? Jy weeg jou mieliemeel so op, want dit 10% moet presies wees, want jy wil dit vat vir die tempel. As dit nie reg is nie, dan verloor jy jou geregtigheid. Sy puttend is geraas. God kom en hy maak dit eenvoudig. Weet julle hoe kompleks is Christendom geword? Hoeveel reëls dink jy moet jy, hoeveel goed moet jy reg kry? En Jesus Christus kom, en hy slaan hierdie ding uit die park uit. En hy sê vir hom, sê vir ons wat is die wet? En hy sê, kom ek vat julle van geraas na eenvoud. 2 wette, wat eintlik 3 is. Punt nommer 1, wees lief vir die Here jou God, met jou hele hart, jou hele siel, en met alles wat in jou is. Is dit eenvoudig? Is dit eenvoudig? Die tweede wet daarbij, wat net so, hy sê, die tweede wet wat eintlik net so belangrik is as die eerste wet, wees lief vir jou naaste soos wat jy vir jouself is. So is die 3 wette. Love God, love yourself, and then you will love the people around you. Mense kom eerste. In hierdie wêreld plaas ons dinge eerste. In hierdie wêreld gebruik ons mense om dinge te doen. Maar God sê, nee, draai jou wêreld 'n bietjie om. Gebruik dinge om mense te bedien. Mense kom eerste. Simpel. Hoe moeilik dink jy daaraan, wat moet jy alles reg kry om net Christen vandag te wees? Jesus sê, maak dit eenvoudig. Wees lief vir my.
Maak vrede met jouself. Hier's mense wat met vrede maak met wie jy is. Jy sukkel om jouself lief te hê, want jy dink nie die genade en die liefde wat God vir jou wil gee, verdien jy nie. Kan ons dit net gou settle? Jy's doodreg, jy verdien dit nie. Jy verdien nie God se liefde nie. Maar raai wat, hy het gekies om dit vir jou in elk geval te gee. En sy genade is groot genoeg. So hier's twee groot goed. Ons kan nog God lief hê, maar ons suffer om onsself lief te hê. Ons suffer om onsself lief te hê. Aanvaar God se grace en genade. Dit vat jou van geraas na eenvoud. Dit vat jou na eenvoud toe. Ek is lief vir dit wat God geskep het. Ek maak vrede met my. En wanneer ek vrede met myself het, kan ek begin lief hê buitekant toe. Dit is eenvoudig. Ons moet dit nie kompleks maak. Jesus wil dit wegvat van 'n gekompliseerde proses af. Wees lief vir die Here jou God met jou hele hart en jou hele siel. Hy wil hê ons moet net weer eenvoud leef. En dan laastens, ons beweeg weg van geraas na eenvoud as ons begin om in die oomblik te leef. In die oomblik. Ons het baie geraas in ons kop, want hierdie oomblik is vir ons belangrik, maar gister is belangrik ook, en dan elke dag in my toekoms is vir my ook belangrik. En nou moet ek vandag hier wees, ek moet present wees, ek moet met julle wees, ek moet connected wees, maar ek moet my verlede manage waarmee ek nog sukkel, en ek probeer dink wat gaan môre en oormôre gebeur, want ek moet my hand in al hierdie dae laat dit uitwerk. Kan ek jou 'n eenvoudige vraag vra? Hoe werk dit vir jou? How's that going for you? Chaos, noise, klatter. God roep ons na eenvoud toe en hy sê, vat net vandag. En kyk wat gee God vir jou vandag. Soek die koninkryk van God vandag. En dan sê hy, kwel julle dis nie oor môre nie, want môre sal oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg sy eie kwaad. Nou, dis 'n moeilike ding, maar wie sê hierdie? Jesus sê hierdie. En weet jy wat? Jesus weet goeders van sy pa, wat ek en jy nog moet leer. Hy weet dat sy pa sal opdaag. Hy weet dat sy pa is daar, en hy weet sy pa weet wat hy nodig het. En daarom kan Jesus in die simpel present wees, in die eenvoud van die present wees, en hy kan opdaag vir die mense wat in sy teenwoordigheid is. Hy kan daar wees. Hierdie beginsel sien ons pragtig hoe God wou die Israeliete geleer het om met eenvoud te leef. Toe die Israeliete uit Egipte uitkom, toe wil God hulle die proses van eenvoud leer. Onthou julle wat hy gedoen het? Hy het vir hulle elke dag brood gegee, hy het vir hulle elke dag kwartels gegee. Maar wanneer was hulle gestraf? As hulle vandag optel vir môre en vir oormôre. Daai kos het onmiddellik vrot geword. Waarom? God wil sê, nee my vriende. Ek wil hê julle moet met kalmte en eenvoud en rus leef. Leer dat ek vandag vir jou gaan gee. Kan jy nou indink, nê? Dan reën dit nou brood. Maar nou wat ook al dit was, maar ek sien hierdie toebroodjies. En dan dink jy, okay, ek vat dit, 2 is genoeg. Maar ek wil môre ook eet, en ek wil oormôre ook eet. En wat van as ek uitginsheid van, wat van as God nie oormôre en oormôre weer vir my gee nie? Ons kwel kom daarvan af, dat ons bang is, God gaan nie môre in my toekoms wees nie. En God moes hulle vir 40 jaar hierdie eenvoudige waarheid leer. Ek sal môre opdaag. Die son sal môre weer opkom. Eenvoud is eintlik so eenvoudig. Jou werk, wees lief vir God, wees lief vir jouself en wees lief vir jou naaste. God se werk is waar hy oor gister, eergister, oor vandag, oor môre, oor oormôre en oormôre, hy het die kapasiteit om dit te doen. Nou, in hierdie afsonderingstyd, mag jy vir die Here vra, wat se thoughts, gedagtes, kommers en kwel, vat prime real estate in jou gedagtes op. En wil ons sien, dis moeilik, is nie maklik nie. Een vir een van hierdie goeders wat plek opvat, vir die Here teruggee nie.
En dan vra vir die Here, waar is jy besig om sy werk te doen? Waar is jy besig om sy werk te doen? En kan jy nie God op sy job weer sit nie? Laat toe dat God kan doen wat hy kan doen. Hier is my gebed. Ons maak hom klaar en ek wil die band, julle kan slank vorentoe kom, hulle gaan afsluit met 'n lied. My gebed vandag is, dat jy in hierdie volgende paar weke wat voorlê, beweeg van geraas na simplicity, van geraas na eenvoud, en dat jy kan begin teruggee vir God wat syne is, en koop uit die real estate in jou gedagtes en jou hart, dat God weer daai eiendom kan inneem. Mag hierdie afsonderingstyd vir jou 'n wonderlike tyd wees van verkoeking. Liewe gemeente, daar's 'n lekker koppie koffie daar buitekant en ons sien julle volgende week. Baie dankie.